Goed, graad 7 is eksponente en wortels. 7A3 is by my in die klas, so hulle weet al hoe dit werk. As jy iets sê, dan maak ek jou sommer net stil. Ons wil begin met die verskillende konsepte, dan gaan ons kyk na berekening wat ek vir jou kan vra in die vraestel. So, eerstens is wat is die eksponent en hoe pas dit in die groter prentjie? So, die gewone getalle wat ons nog altyd gebruik, het eintlik 'n naam, ons noem hulle grondtalle. Right? So, dit of basisgetalle, mense het al verskillende name vir hulle gemaak, maar hulle bly die basisgetal of die grondtal waarmee jy werk. Jou eksponent is die klein syfertjie hierbo. En al wat die eksponent vir jou eintlik sê, is hy sê vir jou hoeveel keer jy jou grondtal met homself moet vermenigvuldig om tot by die antwoord uit te kom. Kyk, so dit is waar tot die mag 2 en tot die mag 3 dan nou inkom. So as iets tot die mag 2 is, beteken dit dat daai getal moet met homself gemaal word. Dan moet 2 van daai getalle verskyn. As dit tot die mag 3 is, beteken dit dan moet 3 van daai getalle verskyn en daai 3 getalle moet dit met mekaar gemaal word en moet altyd dieselfde getal wees, né? So jou grondtal sê vir jou watter getal dit is en jou eksponent sê vir jou hoeveel keer dit vermenigvuldig moet word. So byvoorbeeld, as ons nou sou sê 4 tot die mag 2, beteken dit eintlik 4 maal met 4 is 16. 3 tot die mag 3 beteken 3 maal 3 maal 3. Ons moet 3 blokkies. En 3 maal 3 is 9, 9 maal 3 is 27. En dan kry ons natuurlik sy inverse berekening, wat nou weer terugwerk. En dit is waar ons vierkantswortels en ons derde magswortel gaan. So jou vierkantswortel vat jou van hierdie getal af terug na jou grondtal toe. So as ek vir jou vra vir die vierkantswortel van 16, dan moet jy weet dat 16 is eintlik 4 wat 2 keer met homself gemaal word, so die basisgetal is 4. Die derde magswortel van 8, en as dit verskil by derde magswortels, is die 3 is daarom vir ander is 'n derde magswortel. Derde magswortel van 8, jy moet weet dat om 8 te kry, maal ek 2, 3 keer met homself, wat beteken die basisgetal is 2. Hierdie werk kan jy net doen as jy gaan leer. Dus hoekom jy die bladsy in julle werkboek het. Jy moet die bladsy gaan leer om hierdie goed te kan verstaan, om die antwoorde te kan kry, of ten minste net te weet hoe jy by die antwoord moet uitkom. Veral by jou vierkantswortels en derde magswortels. Daar is nie 'n metode nie. Jy moet dit gaan leer soos feite en dan kan jy dit weergee. OK, dan gaan die bord skoon maak. Dan doen ons gou die berekeninge. Goed, ons sê die berekeninge wat jy kan doen is baie eenvoudige berekeninge, maar jy moet nog steeds jou konsepte van eksponente kan toepas. So enige optel, aftrek, daar kan hakies bykom, basies soos jou orde van bewerkings, maar nou gaan jy net eksponente by jou getalle hê of natuurlik vierkantswortels. So eenvoudig elke keer moet jy eers die regte waarde gaan uitwerk voordat jy die twee getalle bymekaar kan tel. So jy gaan nie kan sê dis 4 tot die mag 5 nie. Jy kan nie so bymekaar tel nie. Jy gaan werk die antwoord uit en dan tel jy dit op. So 2 tot die mag 2, 2 maal 2 is 4. 2 tot die mag 3, 2 maal 2 is 4 maal 2 is 8. Finale antwoord 12. Baie eenvoudig. Hierdie kan jou vierkantswortels. Vierkantswortel van 25 is 5. Vierkantswortel van 16 is 4. Dit gaan jy net weet as jy dit gaan leer. 5 minus 4 is 1. Die enigste uitvangvraagie is een soos die langsam, waar al die getalle onder een wortel staan. En die reël sê, as alles onder een wortel staan, moet jy eers die berekening onder die wortel, voordat jy die wortel se antwoord bereken. So 16 plus 9, maak die vierkantswortel van 25, en dan is die finale antwoord 5. So, die berekening is baie eenvoudig. Jy moet net kop hou, en jy moet seker maak, jy weet wat hierdie waardes is, voordat jy jou vraestel skryf. Dit is nou alles oor eksponente en wortels.